Ons gesels vandag weer verder oor die brief Romeine. Nou sover in Romeine het ons gesien dat Paulus baie moeite gedoen het om vir ons te sê dat God die een is wat mense wat glo vryspreek. Nou Abraham word in hierdie eerste gedeelte in Romeine 4 as 'n voorbeeld gebruik. In die eerste eeu het die Jode baie van Abraham gedink en hy was vir hulle veral baie belangrik omdat hulle sy afstammelinge was en hulle baie trots daarop was. Hy was vir hulle 'n rolmodel. En dan was daar ook die Romeine en die lidmate wat Romeine was, en al was hulle nie afstammelinge van Abraham nie, het hulle ook die beeld verstaan, aangesien hulle belangrike mense in die geskiedenis se lewe bestudeer het en dit as rolmodelle gebruik het. Nou vir die Jode was dit baie belangrik om die wette te onderhou, en omdat ons nou weet hoe belangrike rol Abraham in hulle geskiedenis gespeel het, sien ons dat vers 3 sê dat die Ou Testament sê dat Abraham in God geglo het en dat God hom vrygespreek het van sy sonde. Verder sê vers 5 van hierdie hoofstuk dat God mense vryspreek, nie omdat hulle dinge doen nie, maar omdat hulle glo. Hulle glo in hom wat sondaars vryspreek. Vers 7 herinner ons aan nog 'n bekende persoon, en dit is Dawid. Dawid sê God vergewe mense die verkeerde dinge wat hulle doen, en daarom is hulle gelukkige mense. Nou daar was seker nie nog 2 Ou-testamentiese figure wat die Jode so na opgekyk het, soos Abraham en Dawid nie. Abraham was immers die vader van al die gelowiges en die eerste persoon met wie God 'n verbond gesluit het. Dawid was die mees suksesvolle koning en hulle het hom erken as 'n man na God se hart. En in beide die manne se lewe sien ons dan die waarheid dat dit God se genade is wat hulle voor hom aanvaarbaar maak en nie bloot die nakom van die wet nie. Dis hulle geloof in God en nie hulle gehoorsaamheid nie wat die verskil maak. Ons leer in die Bybel dat die gawes en liefde en genade wat God ons gee verniet is. Die liefde, genade, vergifnis en sorg wat ons van God kry, is nie iets wat ons kan verdien of voor kan werk nie. God gee omdat God ons lief het en ons wil help om ander lief te hê met die mooi dinge wat hy vir ons gee. Baie keer vra ons, wat is dit wat jou saak voor God regmaak? Is dit jou pogings om goed te doen? Is dit dat jy gehoorsaam is? Is dit omdat jy die wet nakom? Is dit jou betrokkenheid of jou bydrae en jou opofferinge? Nie eers een van daardie dinge kan jou help om by God uit te kom, of om jou aanvaarbaar vir God te maak nie. En dan hoor ons hier die antwoord op al die vrae, is die genade van God, en daarin kry jy deel deur in Jesus te glo. Dalk voel dit vir jou amper vreemd om te dink dat God jou aanvaar sonder enige bydrae van jou kant af, maar dis hoe die genadige hart van God klop, en dit is die evangelie. Volgende keer gesels ons verder oor die Romeinebrief.